wil weet oor jou. Ons is 'n geestelike organisasie. So tussen die ouderdom van 18 en 35 help ons met jong manne. Die foto wat julle sien, ek is die ouetjie wat staan in die hand. Nee? Dit was 2013. Ek was 16 jaar lang vasgevang in dwelms. Ek kom met 'n goeie huis uit. My pa het by ouderdom van 15 hy besluit hy wil gaan. So nou is nie huisbaas. So ek het die regte leiding en mentorskap wat ek veronderstel was om te kry, ek het nie gekry, so ek het in dwelms vasgeval. En vir 16 jaar het dit so aangegaan. En julle weet op die ouderdom van 34, toe ek besluit, nie tot nou toe, in die verder. Maar toe ek nou al 'n pad omgekom. So, 2013 het ek Synsmakers genader. Synsmakers het gesê, ja nee, kom, ons gaan jou help. Ek is toevlug toe, uit toevlug uitgekom, 5 weke by toevlug, uit toevlug uitgekom, ingeskakel by Synsmakers se nasorgprogram. En vandag, as jy kyk die foto, daai was 'n man wat die goeie ou was binne hom weggesteek. Hy het nie verkeerde besluite gemaak. En vandag staan ek hier, 8 jaar wat ek dwelmvry is, wat ek niks glo. 8 jaar wat ek liefde vir die Here, 8 jaar wat ons uitreik na jong manne. Ons ek weet, verstaan dat die nood is oral maar baie groot. En ons is hier om vandag te sê, allow ons om in te kom en te jaar, baie van julle wat hier sit met mense in diens geneem, wat sukkel, jong manne wat sukkel, wat baie goeie werkers is. En ons is vandag hier, ons wil net inkom. En ons wil net ons stories vertel. Want 'n mens kan 'n storie vertel, maar jy nie die foto's sien nie. Dan kan dit vir jou, dit is amper soos die wind wat iets op papier verby jou waai. So vandag kan julle sien, daai is ook gelyk met 2013, waar vandag staan, sê vir die Here dankie, dat hy dat ek sy hand en sy voete kan wees, om uit te kom, en jong manne, wat vasgevang is, te kan help. Is hier 'n maklike ding om dit vas te val nie. Almal is goed om maar nou weg. Niemand wil maar nou niks hoor nie. Die deure gaan toe, die hekke gaan toe. Jy eindig later op 'n plek wat jy's in 'n diep donkerte. Maar die Here so goed, soos wat ons nou gesing het, hy's 'n awesome God. Hy haal jou uit die donkerte uit en hy sit jou in die lig. Hy maak van slegte, maak hy die beste. So vandag, ja, daai is almal ouens wat ook saam met my in die programme saam, hulle gaan dit ook baie vandag. Ek gaan onmiddellik, wil jy baie tyd in beslag neem, ek gaan onmiddellik, kan ek sommer vir Brendan aan die woord stel. Dankie. Goeiemôre almal. Ons het vandag groot voorreg om te wees aan julle. Met om storie te vertel, die waar die Here my gebruik het. Ek is vandag 28 jaar oud. Julle sien as my seentjie Joshua. Hy is vandag 9. Ek het groot geword in 'n huis sonder pa, ek het nie pa geken nie. Tot vandag toe weet ek nie is my pa nie. My ma was 'n drinker en as 'n gevolg van dit as ek baie geboelie op skool het by die huis, want ek moes nie met pa na weet ek kan gaan nie, ek kan nie saam met my pa, ek het van ouwens te maak drink, en so op so'n manier, moes ek leer op myself, die dag in bescherm, en dis toe ook betrokken geraak het in my bende, in 2009, in 2009 jaar, maar ek was vir 9 jaar vastgevang, in bende en dwelms, ek het lang dwelms al voor op bende geraak het, en toe omdat ek 'n liefde nodig gehad en beskerm, ek het gedink dis 'n plek om my te wees van hier waar kry, dis die manne. Maar toe ek agterkom later, is nie wat ek gedink het is nie, van die dinge wat ons doen en alles wat ons besien met, is eintlik die ek wil lees nie. En ek het 'n meisie ontmoet in 2012 en toe Joshua gebore.
Ik heb toch rustig geraakt voor een tijdje, maar ik kon niet lang. Want ik was nog altijd verslagen geweest in die bendes daarmee. Want ik kan niet nog rustig raken, ik soms dat doen en alles. En zo moet ik weer gebruiken en nog geen meer voeten. En het zit me geloos. En in 2005 toen ik bij het besef van raak, zijn los. En dan vandaag heb ik het op het werkschool gebruiken. En ik heb afgedaan, ik heb met mijn plucht als een paar, ik heb daar laat. Zij is toen weg. Met mijn ziekjes en nog een ander meisje gehad. En hij van maar, ik kon niet slapen. Ik dink dit normaal en wat ik doen is baie anders. In 2016, 2015 het ek sy kinders benader. Maar vader maar oor met my jaar op. Dus maar oor, ek het maar oor gekry en met sy bietjie even ook nie saam maar oor op die foto was. Maar oor sy kom volgende week. Ek kon net dit program sê dankie. En ek is toe van hulle wat in 2016 loop ek met die program saam hulle. En die een dag die sê maar oor van my. Maar ek het al die gekom met my agenda en maar oor sê van my, "Ek gaan huis toe gaan dink." Maar sy maar nie toe kom en oor wil gebruik nie. En ek is toe huis toe gaan dink. En ek besef wat ek wil maak. Omdat ek 'n beter pa wil wees vir my kind en dat ek my lewe agter mekaar kry. En van 2016 na die jaar met die jaar om te staan vandag. Ek kon niks sonder die Here gedoen het nie. Ek kan vandag vir julle sê as ek vir die Here was dit sou ek vandag nog hier sit nie. En ook nie met sy met dit op reg was om my na te vat nie. En ek wil vir julle baie dankie sê dat julle vandag geluister na my storie. Jy sal maar vir eet moet gee. Baie dankie. Goeiemôre gemeente. Vir myself 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees om my storie te vertel aan julle. Dit was so 4 jaar terug. Kan ek dit glo nie? Ja, ek kom ook self nog baie goeie huise waar altyd my ouers die Here wonderlik geken het en het 'n baie goeie verhouding met Jesus gehad. My skoolloopbaan het ek voltooi na skool, het ek self kom my so ontmoet, gedink dit is die liefde van my lewe en ons dogtertjie saam gehad en ek het al alcohol gebruik daai tyd, maar dit was baie min geweest. Maar toe dinge nou nie vir my meer lekker is, vir ons meer lekker is nie. En ons breek op, het ek ook die slechtste daarvan oorgekom en ons het mekaar gelos, ons het mekaar red en ek het in 'n ander gevoel gewees waar ek my lewe geneem het, wil geneem het en ek het gevoel dat die lewe is verby, daar is niks meer vir my nie en ek probeer my lewe neem, maar ek was onsuksesvol en van daai tyd af het ek maar oorgegaan na dwelms toe, want alcohol kon ek nie meer daai gevoel meer vir my sis nie en ek het daar meer drugs, ek was daar tik toe gewees, ek het allerhande goed het ek nog begin te experimenteer, net om oor daai gevoel te kom, maar dit was nie so lekker nie, selfs Brendan, het ek ook my dogtertjie, die tyd wat ek en haar ma uit mekaar het ek ook geloop, en ek het gevoel dat sy my kind vir my bring, en want ek het nog nie mans genoeg nog nie, maar dit was eintlik 'n diepe hart, 'n diepe onvergewensgesindheid wat ek in my hart gekoester het, en dit het my baie siek gemaak, en dit het eintlik gelei dat ek na dwelms toe en alcohol te beweeg, en ek het altyd vir die Here gevra daai tyd, dat die Here, omdat ek so gevoel het, dat ek nie mans genoeg is, dat ek nie bereid gewees het om terug te gaan na haar toe, en vir haar te sê dat ek is jammer, en dat my vaderlike plig wil inneem, ek het nooit dit gehad, ek het vir die Here gevra dat die Here moet dit vir my doen, en as die Here dit vir my doen, dan gee ek my hart, en ja, ek gee my hart vir hom, en dan gaan ek so 'n pa wees, dat ek selfs haar lewe ook so na hom toe lei, en 4 jaar terug, kom ek hier na my pa se huis in, en hier sit sy en my pa vraag my of ek die dame ken, en ek sê nie, maar ek ken nie van nie. Hulle sê vir my, maar, vra, wat is haar naam? Ek vra, wat is haar naam? En sy sê vir my, papa. En alles stop, net daar, en sy is amper groter as ek. Sy is tot 17 jaar oud. Sy praat Engels, sy wil haar pa leer ken, haar ma. Ja, sy wil haar pa leer ken, en
dit is waar ek besef het, dat genoeg is genoeg. Want kyk die groot, prachtige dame wat hier sit, en sy wil haar paak nog nie eens voet uit sy skoene gehad nie, want die lewe van, hoe kan ek sê, ek was stikkend, ek was verbroken geweest, ek het nie eens een rechte werk gehad nie, want ek kan nie my werke hou nie, so ek het eintlik niks gehad aan die einde van die dag nie. En ek onthou toe dat 'n vriend van my gesê het, dat eendag as ek hulp nodig het, en ek wil regtig verander, hy ken mense wat vir my kan help, en ek gaan die maandagoggend te by hom, en ek sê hom, vandag is die dag, en hy kyk vir my so, en hy sê, oké, en hy neem vir my, en ek weet nie waar toe ek op pad is nie, hy neem vir my na die Sensmakers toe, en ek ontmoet mevrou Reda, en vir Moresi, en ek vertel vir hulle my storie, waar ek kom, en hulle sê ook vir my dat, ek besef myself dat ek kan niks sonder die Here doen, en ek gaan hierdie program, dit was 4 jaar, daai was die dag wat ek opneem, 4 jaar terug, en ek is deur die program, die Sensmakers, ek saam met my pad gestap, en Jesus ook self saam met my pad gestap, ek en my dogter, so verhouding is ook nie nog so lekker nie, maar ons twee weer daar, ons stry elke dag, sy het ons skool klaargemaak, hier so by my, en ons bly saam, en ja, ek kan vandag net die Here die eer gee, en selfs op Sensmakers dat my ook selfs in die hand gevat het, daai net wat daar niemand gewees het, al die deure het toegemaak, en ja, vandag staan ek, 'n nuwe mens, vol lewe, ek het so my lus vir lewe, en ek het agterna kom besef, dat dit het nie vir my gegaan oor, by God het dit nie gegaan net oor my nie, dit gaan oor die ander mense ook, wat ook deur dieselfde dinge gaan, dieselfde gebrokenisse, waardoor ek gaan het, so, ek werk self, ek self staf, en vandag kan ek ander mense ook help, want deur dieselfde pad gestap het, of dieselfde verkeerde keuses geneem het, dieselfde as ek, so, ja, en ek is baie lief vir die Here, want hy was daar vir my gewees, toe daar niemand gewees het, en toe ek altyd in die wêreld gewees het, ek baie saam met hom gepraat, en ek het vir hom gesê, as hy dit vir my doen, sonder dat ek het vinger lig, om terug te gaan, dan gaan ek my hart vir die Here gee, en so 3 maande met my program, en toe vind ek, maar dit is mos iets wat ek vir die Here gevraag, en die Here hy het my dogter gebring na my toe, so wat moet ek nou maak, en ek besef dat goed die Here is, so wat die Here vir my kon gedoen het, en selfs bring en veroorber ook, wil ek net met julle deel, die Here is magtig genoeg, om dit vir 1 jaar te kan doen, en ja, die Here is besig met 'n nuwe ding, hy is besig met 'n nuwe ding, so as ons dit by daai plek kan kom, dat ons besef, dat ons nader aan die Here te beweeg, en dat ons kan openlik wees, om te luister na die stem van die Here, dan kan die Here nog meer as ons doen, en gesê dat die Here is nog altyd aan die weer, hy hou nooit op nie. So, baie dankie dat ek my storie aan julle kon vertel vanoggend. Volgende is Logan. Hallo, goedemorgen allemaal, goedemorgen broers en zusters. Mijn naam is Logan, geboren van die Vallei, vroeger geboren in Seendeels, de Seendeels school gegaan, school, de worschool loopbaan heb ik voltooid, de worschool ex-Vallei. Ik heb ook zo'n paar jaar terug, zo'n 7 jaar terug, dus ik ook die strijd met dwellings. Niet dat ik daarvoor gevraagd heb, maar ik heb ook alles gehad in mijn leven. Ik heb kon de goede school gaan. Ik kon na school gaan studeren. Ik kon een diploma in agricultuur verwerven. En zoals ik hier vanochtend sta, kan ik met trots zeggen als dat ik was de eerste inspecteur van die Vallei. Wat in die Vallei-inspectie gedaan heb en dat voor PPCB gewerkt heb. Maar omdat ik zo'n paar jaar betrokken was bij dwellings, zo'n 7 jaar terug, heb ik in die proces ik alles verloren, man. Dat is wel 7 jaar terug. En dit was voor mij baie hartseer. Ik heb niet geweten wat ze kan doen, ik heb mijn werk verloren.
ek het my integriteit verloor, ek het my, hoe kan ek nou sê, ek my menswees verloor. Maar vandat ek vir God in my lewe aangeneem het, in 2014, het ek nooit weer teruggekyk nie. En alles wat ek doen, pak ek met 'n passie aan. En vandag kan ek hier staan en sê dat God doen alles met 'n doel. Want as ek vir my hier kon gesit het, dan kan ek vandag ander jong manne in die Vallei gehelp. Ek is een van die eerste changemakers wat deur die programme van die Vallei. Ek is net bly dat ek vandag anders ook kan help. En 'n ding waar ek glo is dat God gee altyd sy tafste wetels vir sy sterkste soldate. Verstaan? En hy van 'n nobody 'n somebody weer gemaak. En daarmee kan ek net almal bemoedig, want dit is nooit te laat om te draai of om jou lewe te verander, om vir God in jou lewe aan te neem. Vandag staan ek hier as 'n ware getuie in my werk met God. Ek is vir een punt spyt, ek wil dit nog net verder voortsit en daarmee staan ek terug. Ek sê dat ek aankomen, Reggie. Goeiemôre almal. Dit gaan bout vir my dat ek die samevatting doen. So, ek is nou hierso om alles saam te vat. Op dat gepraat was hierso. Ek het 2 minute praat van my. Ek is Reggie en ek het nie goed doen want ek was nie in die program gewees. Maar ek het saam met Rene verdiep dit so van die changemakers. So ek het nader ek het uitgejaag naweke, ek het by skool gewerk, uitgejaag naweke, en toe sê Reggie, wat sê ek? Kan ek daar waarmee ons hy was 2015, en ek heb nog in die bedoel, so ek is nou, ek is die teacher daar so, ons van die Bijbel, so waarhede, en op plaas het toe in die ouwense lewe, hy wat ons doen. En ek is 2015, dis 2 Desember, as ek die 15 jaar skoon van Wellings. En die dag toe ek was amper dood, 2 keer na overdose, toe ek so lê daar in die agterstraat in Sepen. Toe roep ek uit vir die Here, het groot geword, in die huis saam met my oppa, ons sal keer gedoen. Toe sê ek vir die Here, as jy, want ek geweet daai dag, ek weet ek gaan dood. Want toe lê ek daar, so sê ek kom, as ek my lewe gaan red, as ek gaan lewe môreoggend, dan sal ek my hart gee, en dan sal ek vir die werk. En die staan ek vandag. 2009 was ek wat ek by Outreach, en die vraag die groep vir my, wat moet jy doen met jou lewe? En toe sê ek een dag wat ek werk, waar ouens in die huis bly. Hy was dus in 9, waar ouens in die huis bly, en ek terugvloeg. En ek geloof die Here vir my gedoen het. Kan ek vir almal doen. Dieselfde met u, en ek geloof ook wat die Here vir u doen. Geloof ek in u verander. En 'n paar jaar gelede toe die mind vir my, dis wat ek vir die Here gevra het. En my hart is regtig vir die ouens. En ons is elke dag daar, ons elke dag daar. En ek dink die manstaaf, die manpersoneel, as die ouens wat die werk gegaan het. En ons moet terugvloeg. Ek dink dit wat die Here vir ons, met ons verwag nie, wat ons behonger doen, omdat ons lief is vir ons. Om 'n samevatting te doen, wil ek praat van Openbaring 12:7 vers 12. Een van my gunsteling skrifte op dit sê, as ek praat van die getuie, dit sê, en hulle het homself oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waarvoor hulle getuig.
Hulle het hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterf. En ek glo dit doen elkeen van ons, wat spesiaal bekend is van Jesus Christus. Hy praat van die bloed van die lam, wat Jesus is. 'n perfekte lam, wat vir my en vir u geoffer was. En die bloed getuig ook van sy kruisiging. En dit in self het ek en u getuig in Jesus Christus. Dan sê hy in Hebreërs 9 vers 14 sê daar: hoeveel te meer is dat die bloed van Christus, wat homself die werking van die ewige Gees as volkome offer van God geoffer het, ons gewete skoon was van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. En dit ook elke servant van God doen. Ons doen dit omdat ons lief is vir Jesus Christus. Die woord praat ook van getuie, praat van 'n bewys. Dit praat van wat ek verklaar. En wat die ouers vanoggend gedoen het was, hulle het verklaar. Elke keer wanneer ek en u praat van Jesus Christus, in ons werk, in ons familie, iemand in by 'n Shoprite, hy is getuie, en daar verklaar ons Jesus Christus. Ek sê altyd ouens, is altyd so sê in my mind. So dat ons nou so getuig, en by u getuig, oor waar ek glo ek en ek weet dat die hemele is saam met ons, die hemele getuig van. As ek die kerk sê die leerbanke, dan sê ek my ouens in klas, in leesstoel, sê ek, daar sit die Heilige Gees. So die banke se snip, dan glo ek, die engele is in die kerk. Is dit langs jou, is dit voor jou, is dit agter jou. Dieselfde van ons getuig van Jesus Christus. Hulle getuig van. Matteus sê, soos in die hemel, hulle so wees in die aarde. En hulle cheer vir ons aan, wanneer ons die naam van Jesus groot maak, hier ons getuienis. En die getuienis self, as voorbeelde van Paulus, Markus, Lukas, en ek en die. Want die Bybel sê ook, soos alle boeke staan, Johannes staan in die Bybel, staan ek en die staan ook in die boek, in die Bybel. My en die naam staan ook, as staan ook in Genesis 18 vers 12, op die 10de Desember 2006, het hierdie seun sy hart vir die Here gegee. Ek dink nie toe my ma vir my geskenk het aan my, toe dink sy, hy het 'n pragtige babietjie, hy het nou 'n oulike dwelm, drak in die bees. Nee, het hy gesê, sy het gesê, my prachtige babietjie, en hy gaat hom alles gee, wat in my vermoe is. Toe ek gedoop was, toe ek babietjie was, ek ingesien was, ek gesê, ek gee hom ook vir God. En op pad gaat met my lewe, op jezelf moet pleeg. My ma swanger was, meneer 8 maande swanger was, toe vaat sy te bus. Hy was al daai tyd probeer om my dood te maak. Ek was siek oor gewees in 3 jaar was, meningitis gehad. Ek was daar. Ek en die jonge broer, hy het gesterf, maar ek het gelewe. Ons almal kan getuig, as ons terugkyk in ons journey met die Here, die hand van hom op ons lewens. Ek sê altyd, toe ek so dwelms gebruik het, ek was eendag dominee, ek is baie bang vir naalde. Al die mans kan getuig, ek was baie bang vir naalde, ek is baie bang vir naalde. Dus ek so hoog so kyk, toe sê die vriend van my, kom aan. Ek het koud gebruik, ek sny en so aan. Toe sê hy, kom aan, was my toe, ek sê, nee, ek sê, van naalde nie, was maar vir my. En doen ek groot daai dag, so het gesterf het. En sê ons, en even selfs in die oomblik wat ek ons gebruik het, en goed gedoen het, even daar was God. Even daar was hy vir my. En ek geweet, die kind gebruik dwelms. Maar 2006
sal hy na my toe kom. Die 19de November 2021, terwyl hy lê in die agterstraat, sal hy praat in my gemeente, waar die duiwel gedink het, vanavond ek die hom dood. Vanavond ek hom dood. Maar ek het wetenskap gehou van Jesus Christus. Want hy die lewe is in sy hand. En Jesus geweet, ek gaan nie so staan. Hy het geweet, eerlik en Jesus. Hy het het geweet. En daai is so amazing. En daai is so getuienis van Jesus Christus. Wat ek het idee. Dan gaan ons na Filippense 2, vers 10 sê, so sal by die noem van Jesus se heerlike naam, elke knie in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, en so sal God, die Vader, verheerlik word. Nou elke keer as ons praat van hom, dan word hy verheerlik. Ek sê vir die ouens, as daar die engele agteroor bolmakkies sit in die hemel, dan sê hulle, heilig, heilig, heilig is die Here van die Heerskaar. Oor die getuienis wat ek en u doen. Ek weet nie wat die Bybel is doen, nie. Ek weet nie wat die Bybel staan, ek praat met my eie, ek weet nie wat ek gehoor het. Maar as die Bybel sê ek ook, die engele is jaloers op my en u selfs. Hulle sien van God precies, hulle sien vir hom, ons sien hoe ons geloof. Maar die manier ons aanbid, is vanoggend ons die Here so aanbid het, dan hulle yesterday, die mense aan kwaai om, hulle aanbid die Here, in gees en in waarheid. Hulle sê, joh, aan kwaai. Ek in my mind sê, dan sê ek vir die ouens, as ons so was, ons praat van die Here, sê die Here, waarom praat jy daar van ons? Is dit amazing, die engele? Is dit amazing, Heilige Gees? Is dit amazing, Jesus? Is dit amazing, alles in dit Christus, deur u, wat hulle te doen. En die woord van ons getuie, is wanneer ons praat oor Jesus Christus. En ons bely met ons mond en met ons tong, wanneer ons sing. Ek het nou die sing van idols maak, ek sê nou, in my gees by idols, maar ek praat met die ouens, ek sê die hardste op die manier, wanneer ons Here worship, dan skrik die ouens ook as ek begin sing. In Romeine 14, vers 11 sê, die skrif sê ons, so seker as ek lewe, verklaar die Here, elke knie sal voor my buig, en elke tong sal bely, dat ek God is. En ek is so lekker om te praat van die Here. Is dit so, gemeente? Is lekker om te praat van die Here. Daar is so 'n lekker gevoel in sy hart. Wanneer iemand getuig van die Here se goedheid. Wanneer iemand bid. Wanneer iemand goed praat van 'n kollega. Wanneer iemand goed praat van sy vrou, van sy man, of van sy kinders. Wanneer iemand bid vir hulle. Is so amazing. En nou 'n stukkie van my getuig gee. Ek het ook my pa was baie besig baie besig met hy was 'n miljonair, so hy het girlfriends gehad, en hy besig met baie girlfriends gehad. Nou ek en my susters, ons het verskillende ma's, en toe my ma swanger was, en toe baba gekom, en toe was hy nou, toe moes hy dit doen, paternity test, want die pa was hy getrouwd met die vrou, en toe het hy gestreng na ek en sy kind. Toe doen hulle nou toets gedoen, en even daar, toe behoed sy toets dat ek assesseer. Ek het maar 3 keer in die hele lewe gesien, hoe hy was getrouwd in Johannesburg gebly. Net 3 keer ek vir hom gesien. En die een dag, ek was 16, skryf ek 'n brief Johannesburg, toe ek nie van met hom praat. En toe kom hy na my toe. En toe na my toe kom, toe ek stop my vriend buite met sy kar, ons gaan klap toe. Toe sê ek my pa, ek kom nou, ek saam met vriend, maar toe het ek ook gemakkelijk gewees om saam met hom te praat, omdat hy is net nog 'n man. En al die jare het ek glo my pa se lief vir my. Die bewys was daar. Die
bewys was daar, because hy was daar nie. Ek het 'n kurs gedoen in Johannesburg, 'n kurs in Johannesburg. Toe hoor hulle my susters ek is daar, kom hulle vir my, gaan na sy huis toe, en my pa wou nie met my kontak hê nie. En ek het hy verstaan. Ek wil hier counseling, al die goed het gedoen. Ek bekas ek gehuil in die snot loop, trane geloop en alles, dat baie seer einde. So ek het ook verstaan, my pa se kant. Maar my ouer broer, hy ken nog nie die Here nie, maar hy ken nog nie, wie nog wat ek weet nie. Maar ek my pa verstaan, omdat my pa kom ook uit 'n gebroke huis uit. En sy pa kom ook uit 'n gebroke huis uit. En ek verstaan, sy kan nie gee wat jy nie. Miskien gee wat jy nie. Fast forward, 2017. Toe by my susters vir my sê, ons pa het die maak, hy sê. Ek gaan to Johannesburg toe, ek kom op die stasie, toe huil inderdaad, toe sê hy is oorlede. Ek het toe, hy is oorlede, hulle praat jou raai, hulle huil, vir my sê, ek altyd gevraag, toe klein wat, toe sê, as my kind doodgaan, hoe sal ek voel? En vir my wil hy net, nog een man, En ons gaan met die funeral, arrangements, en ander gevraag my, gaan so red ek niks so red. Ek was saam met die reëlings oorgegaan, die dag wat jy vir die begrafnis. Dus die familie by die huis, toe kom die lijk in, toe moet die kom in, hulle praat daar, so die praat daar. En met eens kom maar so hartseer oor my, toe my so hartseer. En ek begin te huil, maar ek huil, asof ek die man geken het. Maar ek huil. En ek is buiten myself. Agterna die begrafenis vra my susters vir my, wat het gebeur, wat so amazing was. Toe sê die Here vir my in my hart, jou pa was altyd lief vir jou gewees. Ek het alleen geglo, omdat hy nie was hy nie vir my. En toe bevry die Here vir my, daai dag, toe sê hy vir my, hy was altyd lief vir jou gewees. Maar ek het nie geglo, dat hy nie daar was. En daar ek totale vrede gekry, my pa se begrafenis. En daarvoor kan ek die Here eer, because ek gaan weer sê, hy kon gee vir my wat hy gehad het. Selfs met sy kinders wat hy getroud was, kon hy nie alles gegee wat hy gegee het. Maar ek dank die Here dat hy toe in kon staan vir my as 'n pa en in my kon genees. My pa het vrygespreek en my pa kon verbid. Ek dank die Here daarvoor. Ten laaste, Handelinge 1:18 sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot die uithoeke van die aarde. Daai is dit geleer. Oral waar ons gaan om te praat oor die goedheid van die Here. En dit sou saamvat as getuie oor wat ons praat, wat ons sê. Die woord van die Here is so amazing, as getuie van Jesus Christus, by Heilige Gees en van God. En om te wees, ek en u, moet dit te wees. Ons handel en ons wandel. Because mense gaan my nie gaan ken, maar hulle kyk aan my en u as Christene. Hoe lewe reeds? Mense, ek is nie perfect, maar mense kyk, hoe lewe reeds? Baie keer word mense sê, as Koos dit doen, as Piet dit doen, dan wil ek die Here doen. Maar my en u getuie, ons lewens wat ons doen, ons optree, as ons verkeerd doen, vir ons vergifnis.
as ek hier doen, maak ons reg. Laat ek in die eerste vergifnis vra. Laat ek in die eerste die hand uitsteek. Laat ons dit eerste doen. Dit is 'n getuie. Dit is 'n getuie van Jesus Christus. Om af te sluit wil ek vir julle baie dankie sê dat ek my getuie met u kan deel. En ek weet en ek glo dat Jesus Christus wat hy vir my gedoen het, kan ek doen vir u en ook vir families en 'n manier wat hy weet die beste is vir u. Want sy liefde, soos hy sê in Johannes 3:16, want sy liefde het God vir my en vir u gehad. En dis enige korseën gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want ek en u as deel van die ewige lewe, ons naam is geskryf in die boek van die lewe. Met afsluiting wil ek ook vir hulle voorstel wat julle. Ons ek het 'n skrif hierso met Dominee en vir u en toe was dit skryf met Dominee en vir die leiers en ouens wat in beheer is, sonderskoolonderwysers, almal. Die skrif die Here vir my gegee het, 2009 toe by ouders was, een oggend. En my hart gebreek. En met traan op my neus geloop het. Dis so gelede daarso. En jy vra die Here, wat kan ek share of wat kan ek deel saam met Dominee en saam met sy leierskap en die ouens wat saam hom is. In Daniël 12:3 dit staan, hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. Hulle wat baie mense lei om regverdig te word, sal vir ewig en altyd so ster skyn. Jy moet wees, hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. Hulle wat baie mense lei om regverdig te word, sal vir ewig en altyd so ster skyn. Dames en heren, baie dankie. Ek kan ons hier voorbly. Ek glo ons kan almal saamstem. Hierdie stories is ongelooflik en my eerste indruk van die Changemakers wat daar by Petra ontmoet het is, julle is lief vir die Here. En ek het dit vandag weer gehoor oor en julle getuienisse is ook getuienisse van die Here en van mense wat wonderlik is of die regte keuses maak. So dankie dat julle stories met ons kom deel het. Ek wil net seker nog twee vrae vra, enige een van julle kan dit beantwoord. As ons, wat jou eers gee, as ons weet van iemand wat sukkel, dalk is hier iemand wat volgend hier sit. Hoe maak ons? Hoe kan ons hulle na julle toe stuur? Hoe kan ons hulle met julle in verbinding bring? Eerstens, ek is nou in Vallei, so as die probleem van so aard is, as jy wil hê, is op die Kogesiaals, ek ry elke dag uit in Woestyn toe, so ek is in Vallei, maar ons voel vry, ons het die brosure, en voel vry om ons te skakel, om te Kogesiaals met 'n groter groep op die plaas, as daar 'n kansie is wat die span op 'n dag of so, ons weet, dis nou druktyd of so, en die mense het miskien nie, as jy werk hier, voel vry om vir ons te kontak en te skakel, sodat ons Kogesiaals kan hê, want daar is 'n behoefte en nie almal praat oor die probleem wat hulle het nie. Maar ons praat as die dag as ons die foute begin maak, as ons verkeerde gif begin spreek, as ons die trekker vaslê, dan kom ons agter dat die man sit al so lank met 'n probleem. Maar daar is die nommers wat gekontak kan word. Ek het vir Dominee die brosure ook aangestuur. As daar iemand is, voel vry om ons te kontak, ons is oop. Wonderlik, dankie Louter. Dan ook
julle is nou hoofsaaklik in Woester gebaseer, maar julle het planne om miskien in die Dorings ook huis te begin. Vertel ons nou, is daar al bewegings of? Kijk, ons wacht vir die mense van die Dorings. Wat ons kan maak, ons kan inkom. Ons kan inkom en ons kan 'n pad stap saam met die mense van die Dorings. Nee, ons wil nie changemakers moet die ding doen nie. Die mense self. Ons het duidelik in die program is 'n hele paar opkies van die Dorings, nee, van die vallei. So hulle, as 'n paar van hulle wat klaar is, wat verder studeer, landbou, en self safekursusse loop. So, daar's goeie resultate aan die einde van die dag. Maar ons kom in, ons guide jou soos wat ons geguide was, en aan die einde van die dag is dit 'n Doringsprojek. As daar enigstens 'n nood is, ons kom uit Woester uit, ons jaag jou, want dit is ook iets wat jy nie op een oomblik, as jy huis kan begin word, is ook iets wat jy op een oomblik alleen kan los het. Nee, Red is die teacher, ek is die house manager, Red Edmund en Brendan is bijvoorbeeld, hulle is 'n own duty staff. Kijk, hulle is 24/7, is hulle met die ouens by mekaar. So, 16 manne, almal kom met verskillende persoonlikhede en ek meen, dit wil gedoen wees. En hulle is vir 6 maande, as hulle in die program, nee, ons word nie die staatsfonds. Die Here is vir ons regtig waar, die Here is vir ons goed, want hy manne eet 3 maal per dag. Nee? En nog steeds, kom die Here, hy gee net. Want, ek dink hy sien ons harte, ons wil uitreik, soos wat Reisers hier, wat die Here vir ons gedoen het, kan die Here vir die manne van lei, dit kan nie doen word. Een laaste vraag. Miskien sit iemand, ek hoop, hier sit iemand wat iets van die Here hoor wat sê, julle moet betrokke raak. Hoe kan ons as 'n gemeente en individue in die gemeente by julle betrokke raak? Julle ondersteun, julle uithelp. Moet nie so nou sê dit, alles is op die brosjures, bankbesonderhede, die kantoor se nommer self daar, ja, ons is daar, skakel vir ons. Laat ons kom en laat ons nou sê, ons weet, is die tyd van die jaar, is drukheid op die plase, maar even as het op 'n naweek op 'n Saterdag kan wees, Saterdagoggend, ons wil regtig waar, ons wil eet met die jong manne van die Dorings. As daar sport dan is wat ons kan reël, wat ons kan op tafel sit en kan kyk, want sport is 'n baie groot ding wat jong manne die mekaar kry. Nee, dan Burgers, Woester se changemakers, en ons reël byvoorbeeld 'n sokker event met die Dorings, maar soos wat ons die event doen en sodat 'n sokker speel, gee dit vir ons die geleentheid om die woord van die Here onder hulle bekend te maak, want dit is waaroor dit gaan. Daar's baie van hulle wat ek kan bid, daar's baie van hulle wat hoor van die Here, maar hulle weet nie tot wat die Here in staat is nie. En dit gee vir ons 'n geleentheid om net in te kom en net die liefde van Jesus saam met hulle te deel en die beste van te maak. Baie van hulle wil ons nou maar verhouding bou gooi op my punt kom by kan hulle oopmaak, maar dis fyn. Woester is nie wyd nie. Ons kan deurkom, ons kan verhouding bou en die hulp is daar. Die hulp is daar. Wonderlik. Baie dankie. Ek sou graag namens die gemeente vir julle gebed wil doen. Die van julle wat gemaklik is kan 'n hand uitsteek ook na hulle toe. En julle verteenwoordig natuurlik die groter changemakers ook. So ons bid vir julle as 'n instansie. Voor ek bid wil ek sommer net deel die prentjie wat die Here vir my gegee het vir julle is die van Esegiel, van die droë bene wat weer lewe kry. En julle het stories gedeel van droë bene wat lewe gekry het. Maar die prentjie wat ek vandag kry is, julle is nou Esegiel. Julle is nou die manne wat gaan sê, droë bene kry lewe, kry gees, staan op. So mag dit vir julle waar wees. Kom ons bid saam vir hulle. Here God, U is aan die werk. En dis U stories wat ons vandag gehoor het. Here, ek bid vir hierdie span van changemakers dat U vir hulle sal aanhou versterk. Sal aanhou die gees gee
om te doen wat hulle moet doen in U naam. Here, saam met dit, glo ons, as U sê, soek allereers die koninkryk en alles wat nodig is sal gegee word, mag dit vir hulle waar word. Mag die geleenthede daar vir hulle wees. Mag die finansies daar wees vir hulle. Here, as dit U wil is dat U 'n vaste huis in die Doorns moet begin, mag U dit gee. Die geleentheid, die mense om dit te beman, op die plek waar dit moet kom. En ek bid vir hulle dat, as dit teenwoordig is, as jy van James Magazine so staan, dat U vir hulle ook regtig sal seën met U teenwoordigheid, sommer op 'n nuwe manier, op 'n nog dieper vlak. En dankie Here dat ons by hulle kon leer, nog steeds kan leer. Here, seën hulle met al die rykste seëninge uit die hand van Jesus Christus. In U naam, dit is alles. Amen.